Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Vrydag, die 16de Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 2 Korintiërs 5 vers 10 sê vir ons dat daar is 'n doel en 'n vrug in die lyding wat ons hier op aarde het. En ek sê lyding want ons elkeen het sommige dae van ons lewe wat ons voel, die lewe is onregverdig, wat ons voel, dinge gaan nie sodat ons dit wil hê nie. Dit voel of mense teen ons is, dit voel of mense ons wil vertrap, dit voel of niemand omgee nie, dit voel of niemand luister nie. Maar die woord van die Here is wat staande bly. Jy weet, ek sit vanmôre vroeg en ek sit en ek dink en ek bid en ek dink en ek bid en ek dink. En ek dink van die tyd al wat ek tot bekering gekom het. En ek dink van die dinge wat met my gebeur het en die eerste keer nadat ek tot bekering gekom het, het ek teruggeval in die wêreld en ek was erger as ek was. En ek dink baie keer daaroor, ek dink hoekom het dit met my gebeur, hoekom moes ek deur dit gaan, en dit was 'n lering gewees vir my, want vandag kan ek mense waarsku daardeur. Want die duiwel is 'n slinkse ding, en hy's 'n regte ding. En dit help nie ons sê, ons luister nie na hom nie, of hy bestaan nie in my lewe nie, of wat ook al ons probeer sê om hom nie die reg te gee in ons lewe nie, maar hy is daar. En hy het 'n doel, en sy doel is om jou te vertrap, om jou weg te kry van jou geloof af, om jou anders te laat glo, want hy kom ook self soos 'n engel van die lig, sê die woord. En dit staan in 2 Korintiërs 11 vers 14, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En wat dit beteken is, hy kom om jou te laat dink dat jy luister na die Here. En hy vertel vir jou dinge, dat jy dink jy luister nou na die Here, maar tog is hy teen die Here se dinge. En hy mislei jou, hy mislei my, hy mislei elkeen van ons waar hy kan, waar ons hom die toegang gee. Nou in 2 Korintiërs 4 vers 16 is daar geskrywe, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Hoe gebeur dit? Dit gebeur alleenlik as ons die woord lees, die woord van die God lees, want onthou, die duiwel ken ook die woord. En is nou nie omdat ek vanmôre aanspraak maak op die dinge van die duiwel nie, maar ek sê hierdie dinge om jou te waarsku, want daar is mense daar buite wat dink hulle luister na die Heilige Gees, maar ons ken hulle aan die vrug, want die Bybel sê ons moet hulle toets, ons moet hulle geeste toets, en ons moet hulle erken aan die vrug wat hulle dra. En wat hulle besig is om te doen is, hulle is besig om God se kinders aan te val. Hoekom? Want jy sien, hulle self kan nie die Bybel lees nie. Hulle self kan nie die woord van God inneem nie, want dit is die voedsel van ons binnekant. Dit is die voedsel wat ons laat groei, die woord van God. En jy sien, daar's baie mense wat sê, hulle het die Heilige Gees, hulle luister na die Heilige Gees, die Heilige Gees gee hulle leiding, maar hulle kan nie die Bybel lees nie, dan lieg hulle. Want jy sien, as iemand nie die Bybel kan lees nie, as jy nie kan sit en hoofstuk na hoofstuk kan lees in 'n dag, 10 minute, 15 minute, 20 minute, as jy dit nie kan doen nie, dan is daar 'n probleem. Want jy sien, dit is die enigste ding wat die duiwelse magte nie kan toepas in hulle lewe nie. Hulle kan nie sit en Bybel lees nie. Daar's iets wat hulle die hele tyd keer. Daar's iets wat hulle die hele tyd blok. Jy moet daai dinge kan oorwin. Vers 17 sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So hierdie verdrukking wat ons kry, hierdie teenstand wat ons kry, dis tydelik. Ons moenie daarop fokus nie.
Ons fokus op die innerlike. Ons fokus op die heilige dinge van die Here. Ons fokus op sy woord. Want wanneer ons sy woord lees en inneem, dan het ons klaar mag teen die bose dinge. Ons het klaar mag teen die duisternis. Want die wat dit nie kan doen nie, kan nie oorwin nie. Hulle kan nie. Want daar is nie voedsel vir hulle innerlike nie. Hoofstuk 5 vers 1, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Jesus het ons gesê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Want om hierdie rede, 5 vers 2 van 2 Korintiërs, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Met ander woorde, wat hy hierso sê, is dat ons woning op die aarde tydelik is, maar ons moet uitsien na die woning in die hemele, ons woning wat gaan neerdal van Christus, saam met Christus, met die nuwe hemel en nuwe aarde. Ons moet daarna uitsien, want ons tyd hier op die aarde is tydelik. Ons tyd hier is vir 'n goeie doel ook. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat ons, as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Luister mooi, ons almal gaan antwoord. Of ons nou wel wedergebore is of nie, ons gaan nog steeds antwoord op die dinge wat ons gedoen het hier op die aarde. Ons gaan nog steeds dinge doen of ontvang, of het goeie dinge is wat ons gedoen het of slegte dinge. Ons gaan ons betaling ontvang deur God, deur goed en deur sleg. So maak seker jy doen goeie dinge, jy spreek goeie dinge en jy help waar jy kan. Want die mense wat dit nie doen nie, die mense wat slegte dinge spreek, die mense wat slegte dinge bedink, die mense wat slegte dinge doen, hulle gaan ontvang wat die Here vir hulle gee daarvoor. En so ook die wat die goeie dinge kies. Kies daarom die goeie. Kies daarom om te doen wat God van jou verwag, wat in die goeie woord van hom staan. Daarom het ons Bybels gekry, sodat ons kan beoefen die goeie dinge en kan afweer die slegte dinge, want die Bybel waarsku ons teenoor al twee. Bevrug jouself met die goeie dinge in Jesus naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir 'n nuwe dag. Here, ons vra dat U ons vooruit sal gaan, dat U ons sal help, Here, dat U ons sal beskerm, Here, wanneer ons iets slegs wil doen, dat U ons sal afkeer, Here, en dat U ons sal herinner deur die Heilige Gees. Vader, dat ons wel die woord moet lees, dat ons daarin moet groei, want dit is die voedsel van ons gees, en ons weet nou vandag, Here, dat die woord waarsku ons teen die slegte dinge, maar hy bou ons ook op in die goeie dinge. Gee ons die krag, Here, om goed te doen, om goed te spreek, en die slegte af te weer. Dankie, Vader, dat U ons beskerm teen die bose in hierdie dae. Gee ons daaglikse brood in U woord, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.